Ja, laasweek was ek en die ou tannie mos daar terug bietjie na Johannesburg toe vir die kleinkinders te gaan kuier. En Woensdag se kant, toe loop ons daar in een van die strate in Johannesburg en ewe skielik spring daar so 'n jong mannetjie uit met 'n revolver. En hy druk die revolver hier in my kop vas. En hy vat my selfoon. En hy gryp die tannie se hand en hy byt haar vinger en hy haal haar ring af. Ek wil net om verskoning vra vir die jong man. Wat die tannie gedoen het was nie reg gewees nie. Maar dan, ek het jou gewaarsku. Maar hoe kon jy nou weet dat ek, TJ, kan 'n vlakvark op 60 tree met 'n knopkie die plat trek. En jy was 'n helse groot teken toe jy weggehardloop het. Maar in any case, hoe kon jy ook nou weet wat die ou tannie in haar bra dra? Maar daai knipmes dra sy altyd. En ek het vir jou gewaarsku toe jy daai vinger van haar byt. Jy gaan nou maar moet leer om met 9 vingers te werk. Maar die snaakste vir my was dat iemand so hard kan gil en sy broek bekak, soos wat jy gedoen het. In die case, jy moet ook nie worry oor jou beursie nie. En jou kredietkaarte nie. Ons het hulle opgetel, daar waar hulle gelê het. En so, by the way, ja, ek het daai revolver ook opgetel, maar ek het hom weggegooi, want dis sommer 'n stukkie kak. Die kredietkaarte, ek wil jou net 'n bietjie raad gee, moet nooit jou pinnommer op die kredietkaart neerskryf nie. Dit is nie 'n goeie idee nie, al is jy 'n drug addict. Ons het baie lekker gaan eet donderdag aand. Ek kon nog nooit in my lewe kreef en kaviaar bekostig nie. En die ou waitress was vreeslik bly geweest oor die R1000 tip wat ek al gegee het. En daai meisietjie wat haar 21ste verjaarsdag gevier het, was ook vreeslik bly toe hulle agterkom dat ek die rekening klaar betaal het. So by the way, die bank het ook gebel. Ja, ek het jou alvaar ook opgetel, maar nie worry nie. Maar hulle praat iets van oortrokke bankrekeninge en goeders. Maar donderdag aand toe ons huis toe gegaan het, toe kon ons ook daarom gelukkig al die karre vol petrol maak en ek is daarom so vrek bly dat ek daai 200 liter diesel tank op die bakkie laat inbou het. Hy is ook daarom nou vol. Ek het sommer daai selfoon van jou vir daai vreeslike gawe Nigeriese man gegee daar by die garage. Hy was nogal baie impressed geweest toe hy dadelik sy ma en Lagos kon bel. Sonder enige moeilikheid, daar is genoeg airtime op. Maar in die case, hoekom ek nou eintlik vir jou bel is, ons wil jou beursie vir jou bring. Maar ons tydjie het bietjie klaar geraak. En vanoggend toe ons nou uit Johannesburg uitry, toe lê daai beursie van jou daar voor op die dashboard. Het is maar net daar neergesit. En toe ek daar in Hillbrow, daar by Kwartstraat, daar om die hoek gaan, toe staan daar 4 bloody motorbikes in die pad. En ek slaan vir hulle. Nou, ek het al genoeg stories gehoor, dat as jy 'n ongeluk in Joburg, veral in Hillbrow maak, dan fucking stop jy nie, jy ry. Maar soos ek toe so swaai, toe kyk daai beursie van jou oor die dashboard en woep, uit by die venster. So, ongelukkig het ek jou beursie verloor, maar ek dink daar is 'n bietjie goeie nuus vir jou. Toe ek so my spieeltjie kyk, toe het ek gesien een van daai motorbike ouens het jou beursie opgetel en hy het iets verduidelik aan die ander ouens en ek dink regtig, hulle gaan daai beursie vir jou privaat en persoonlik kom aflewer. Maar in any case, ek wil net vir jou skryf om vir jou te sê, ek is vreeslik jammer oor die tannie, maar ek hoop jy gaan nou 'n bietjie jou wee bekeer hierso.
Want jy is definitief op die verkeerde pad. Lekker bly van oom en tannie TJ.